Ek wil vandag so 'n bietjie met jou gesels as 'n besigheidsman, as 'n entrepreneur, as 'n besigheidsvrou wat in besigheid staan. Wat daagliks planne moet maak. Kontantvloei. En in hierdie afgelope ruk het ek werklik in my hart gevoel om manne soos jy wat in besigheid staan, vroue soos jy in besigheid, entrepreneurs te bemoedig om God, om Christus weer in jou werksplek te sien opdaag. En ons dink dikwels in ons lewens dat Jesus hoort net in 'n kerk. Maar weet jy, in die skrif sien ek hoe God in die eerste plek by manne opgedaag het by hulle bootjies. Daar by die nette en hy het opgedaag by belastingtafels. Lukas sê in hoofstuk 5 die volgende, en dit is my so mooi, hy sê in vers 5, hy sê, Meester, ons het die hele nag deur hard gewerk en niks gevang nie, maar op u woord sal ek die nette laat sak, en toe hulle dit doen, het hulle groot menigte visse ingesluit. Petrus was besig met sy eie besigheid. Hy was besig om vis te vang, en hy was moeg, en hy was oorlaai gewees en gefrustreerd, sonder enige resultate, en jy vind dalk, jy maak planne, jy adverteer, jy sit dit op die internet, jy sit dit op Facebook, jy plaas advertensies op YouTube en op TikTok, en jy betaal hierdie bemarker en daai bemarker, en jy sit goed uit daar buitekant, en niks werk nie. Petrus het alles gedoen, hy het hierdie boot gehad, hy het hierdie nette was gefiks gewees, alles was reg gewees, en niks werk vir hom nie, en hy voel frustreerd, en moontlik is dit waar jy sit vandag as 'n vrou, as 'n man, en voel, sjoe, is dit die ekonomie? Is dit ek? Sit ek die verkeerde aas aan die hoek? Want dis hoe Petrus moes gedink het. En toe stap Jesus in Petrus se werksplek in. Dit is my so mooi. In sy aura, in sy omgewing. Jesus laat hom nie na hom toe kom, soos ons baie keer sê, kom kerk toe, kom hiernatoe, kom na die byeenkoms. Jesus gaan na hulle toe. Daar's daai mooi wat ek sien van, hy Jesus nie wegstoot nie. En hy gee nie vir Petrus 'n motiveringspraatjie nie. Hy gee vir Petrus 'n woord. Hy gee vir Petrus 'n woord, en op daardie woord het oorvloed gekom. Die oomblik wanneer jy in jou besigheid God toelaat, Jesus toelaat, inspraak te lewer, wil ek vir jou sê, gaan dinge verander. Die probleem baie keer is, ons wil in beheer wees, en ons wil tog so die scepter swaai, waar eintlik Petrus op 'n plek moes kom. Ek dink hy was moedeloos, daar was niks meer oor nie. Wat kan ek nog verloor, as om hierdie vreemde man 'n kans te gee in my lewe, in my besigheid? Kom, ek doen dit nou maar net. En op daardie woord het oorvloed gekom. Sjoe, ek wil vir jou sê vandag, hy verander mislukking in momentum. En ek weet dat wanneer ons baie keer in ons lewens mislukking het, dan voel ons wil gaan lê. Wanneer dinge nie uitwerk nie, dat ek wil handdoek ingooi. En ons spreek dit oor elke faset van ons lewens uit, oor ons families, en dan baie keer ook so, waar jy in besigheid staan en sê, ek moet hierdie alleen doen, en niks werk nie, kom ek gooi maar net handdoek in. Die oomblik wanneer ek na hierdie gedeelte kyk, het ek gesien dat mislukking verander word, in momentum, en ewe skielik is daar verandering, daar's vis in die nette, omdat hy Jesus 'n kans gegee het. Wil jy nie, waar jy is, net 'n besluit neem, en sê, ek gaan oorgee, waar jy niks sien nie, waar Petrus niks gesien het Christus potensiaal gesien, en ons sien partykeer net die rekeninge, ons sien nie die kontrakte nie, ons sien nie die kontantvloei nie. Dawid het nie Goliat gesien, hy het God agter Goliat gesien.
En ek dink dit is tyd dat jy ook verby jou Goliats in jou besigheid kyk. En jy moet God raak sien. Jy moet Christus sien. Want hierin sien Christus potensiaal. Ek moet oorgee. Hy gee rigting waar jy net hard werk. En weet jy wat, ek het gesien hoe hard mens kan werk en niks kan gebeur nie. En dan sien jy tye wat jy amper niks doen nie en dan is daar 'n seën. Tjoh, ek wil vir jou sê, harde werk sonder God bring uitbranding. En ek kan vir jou sê, hoeveel keer ek baie keer in konstruksie, nagte op sites gesit het, waar ek nie normaal dit nooit sou doen nie. Maar God was met my, het my die krag gegee, omdat hy was my momentum, hy was die senter. En dit is hoekom ek aangegaan het. Harde werk, sonder God, gaan jou uitbrand. Jy sien, hoekom sê ek dit? Want hy bring vir ons rus, hy bring vir ons vrede, en dis dalk waar jy nou moet kom, is by vrede, is by 'n plek van rus in jou besigheid, en partykeer moet ons so by 'n bietjie eenkant toe staan, sodat God inspraak kan lewer. En dan wanneer jy eenkant toe staan, dan bedien hy jou ook met krag, en hy kom vervul jou, want wat doen gehoorsaamheid? Gehoorsaamheid bring vrug. Gehoorsaamheid, jy weet, bring dat jy weer rigting kry en vrede. En weet jy wat, hy toets gehoorsaamheid. Hy sê hierso, op u woord. Hy sê op u woord. Dit is waar deurbraak begin. Dit begin nie by Stef nie, dit begin nie by jou nie. Dit gaan nie oor wie jy is en wie jy ken nie in jou besigheid en in die omgewing nie. Ek wil vir jou sê, dis God wat die deurbraak bring in jou besigheid, niemand anderste nie. Dit gaan nie oor wat jy nie rekening het en uit watter familie jy gebore is en watter familienaam saam met julle besigheid gaan nie. Ek wil vir jou sê, dit gaan oor God. En om God te kan ken, bring rigting en dit bring ook deurbraak om te sê, ek gee oor aan u. Jy sien, ek kom agter, hy bring meer as net geld. Hy bring purpose. En dis ons, die ironie is, in hierdie dag en uur wil ons net geld najag. Maar ons mis ons doel. Hoekom is ek in hierdie besigheid? Wat is God se plan met my as man en as vrou en as entrepreneur? Wat kan ek ook doen tot uitbreiding van die koninkryk? En ek en jy moet ook daarbey betrokke raak en ons moet besef dat God my seën met 'n besigheid, God my seën met hierdie grondgebied. Wat gaan ek daaruit? God deur verheerlik en aan God bring en dit kan gebruik tot eer van God en ook tot eer van sy koninkryk. Matteus 6 sê in vers 33, soek eers die koninkryk van God en al hierdie ander dinge sal vir jou bygevoeg word. Ons probleem is, ons soek eers alles en dan soek ons eers God. Ek wil jou uitdaag om God 'n kans te gee in jou besigheid vandag, in jou huwelik, in jou verhouding, in elke faset, om God 'n kans te gee, want daaruit vloei purpose, daaruit vloei rigting en ons jag nie net geld nie. Want geld is relatief, ons kan baie hê vandag en môre niks hê nie. En my geluk moet nie op geld gebaseer wees nie. My geluk moet in God wees. En die oomblik wanneer jy weet hoekom ek hier is en wat ons besigheid se doel is, daarin is dryfkrag, daarin is momentum. Daarin verstaan ek waantoe ek op pad is, met baie of met min. Ek het 'n purpose. En die hartseer is dat ons raak moeg as besigheidsman en vroue, as entrepreneurs, omdat ons weet, ons dink ons doen dit net vir geld. Het jy al ontdek, hoekom jy dit doen? Vir watse rede? Om net vir jou familie te sorg? Is dit al? En as jy jou familie moet uithaal, het jy nog steeds vervulling in dit wat jy doen? Wat jaag jy meer na? Jy sien, na hierdie wonderwerk kom Jesus en hy sê vir Petrus, jy gaan mense vang. Jy gaan mense inbring. Jy gaan visser van mense word. Dit is vir my so asof hy vir Petrus eintlik kom bevestig, jy het hierdie besigheid, maar daar's meer as net besigheid. En dis wat God vir jou ook wil sê, voorsiening
was net die begin, sy nette is net gevul, maar daaruit het meer gevloei. Uit dit uit is gebore 'n roeping in sy lewe. Wat moet ek en jy doen? Daar's 'n paar toepassings wat ons kan najaag in ons lewens. Dalk as jy voor jou rekenaar sit en in jou kantoor sit as man en as vrou. Jy weet, bid eers en soek God. Soek God in die begin van jou dag. Ken God in jou besigheid. Selfs wanneer jy besig is om die voertuie uit te stuur. Bid tot God. Wanneer ons in ons kantoor sit, bid tot God. Wy jou besigheid elke oggend en elke aand aan God toe. Ken God in jou besigheid. Maak etiek belangriker as wins. Vriende, dit is so belangrik om verby die wins te kyk. Ja, natuurlik moet ons eet. Natuurlik het ons al hierdie nodig. Maar weet jy wat het ek agtergekom wanneer God in 'n ou se besigheid is, in 'n vrou se besigheid is, in ons entrepreneurskap, in ons planne en alles, wil ek vir jou sê, bring God strategie. Vra God vir strategie, want hy bring rigting. Nie net, vra God vir strategie, nie net in verkope nie. Ons vergeet baie keer van God, maar ken God selfs in die klein dingetjies. Om getrou te wees in die klein dingetjies. Wanneer Jesus opdaag, word stres vrede. Bring hy vrede in vrees. En dit is hartseer om te sien hoeveel mans en vrouens vandag in besigheid is waar hulle vassit in vrees. En in jou skuld bring God wysheid. En as jy hom in jou bootjie sit en jy op 'n plek is om toe te laat dat God die nommer 1 word, die CEO van jou company, sê ek vandag vir jou, gaan hy vir jou wysheid gee, hy gaan vir jou strategie gee. Word onsekerheid 'n leiding. En nou het hy wegspring. Petrus was onseker of hy moes aangaan. Maar uit dit uit was daar leiding gewees van 'n beter toekoms. En Petrus se hele rigting het verander. En vandag weet ek dat waar jy nou sit en luister as vrou en as man, is dit dalk nodig wat jy moet hoor, want daai werk moet nie net 'n werk wees nie, dit moet ook 'n bediening wees. Om God deel te maak en wanneer God opdaag, dan verander ons hele modus operandi, dan verander ons uitkyk en ons aanslag verander. Want ons ken God in ons besigheid, ons ken God in ons besluite. En ek moet myself afvra, is ek as man, is ek as vrou, is ek as besigheidspersoon, as entrepreneur, op daai plek, dat hier die besigheid nie aan Stef behoort, maar aan God behoort. Dit vra sensitiwiteit. Ek wil 'n verklaring maak oor jou besigheid wanneer God opdaag. Vandag verklaar ek oor jou huis en oor jou huwelik en oor elke besigheid. Dat God, dat Christus wat op die water geloop het, stap nou ook in jou besigheid in jou situasie in. Die God wat die see oopgemaak het, maak nou 'n pad vir jou besigheid, vir jou rigting, waar jy geen rigting sien, waar jy geen pad sien nie, maak God 'n pad in die woestyn, 'n pad deur die see. Hy sê in Jesaja 43, hoor wat sê in vers 19, kyk, ek gaan iets nuuts maak, nou sal dit uitsprei. Wat doen ek vandag saam met jou? En ek wil jy moet ook, waar jy nou sit as 'n entrepreneur, as 'n besigheidsvrou, as 'n besigheidsman, die volgende te verklaar in jou besigheid, en dalk wie hierna gaan luister, en dit oor en oor, ook oor jou besigheid en oor jou gesin proklameer. Ek verklaar nuwe deure, waar deure toe was in hierdie seisoen van ons lewens. Ek verklaar nuwe strategie, waar daar verwarring was. Ek verklaar vrede vandag, tussen my werkers, tussen my kollegas, in ons besigheid, waar daar spanning was. Ek verklaar nuwe eenheid in ons huwelik, nuwe guns oor ons besigheid. Ek spreek oor elke werksplek vandag, Here, soos by Petrus se nette,
uit dit uit sal oorvloed voortspruit. En uit ons nette uit ons besigheid, Here, sal gehoorsaamheid voortspruit. Wat droog was, waar daar geen vangs was nie, waar daar geen inkomste was nie, sal daar weer 'n vangs wees, sal daar weer oorvloed wees. Wat gestagneer het in ons besigheid, Here, sal nou weer beweeg. Ek verklaar dat vrees, sy hou vas, verloor op my as besigheidsvrou en as besigheidsman. Wat gestagneer het in ons besigheid sal weer beweeg. Ek verklaar vandag dat skuld nie ons identiteit, my vrou wees en my man wees, identifiseer of bepaal nie. Mislukking, wil ek vandag vir jou sê wat luister, is nie jou finale hoofstuk nie. Jy sien Deuteronomium 28 kom en hy sê in vers 12, die Here sal vir jou goeie skatkamers oopmaak. Mag die Here vandag, en dis my gebed vir jou handewerk kom seën. Jou denke vernuwe, jou besigheid, jou huis, jou huwelik kom beskerm, jou kinders bewaar, jou finansies vandag stabiliseer. Waar die vyand in jou lewe en in jou besigheid chaos wou bring, spreek ek vandag saam met jou, want dis wat jy doen, orde. Ons spreek orde. Waar daar moegheid is, spreek ek en jy vandag nuwe krag. Waar daar twyfel is, spreek ons geloof. Jy sien vandag die oomblik as God opdaag, word die atmosfeer anders, dit verander. En mag dit ook verander van hierdie oomblik af. In daai see wat jy na kyk van storms, vorm God paaie, riviere in die wildernis, en ons besighede, ons huise, word altare, en uit ons besighede, as mans en vrouens, vloei getuienis. En ek verklaar vandag, oor jou as man, oor jou as vrou, en oor jou besigheid, God is nie laat nie, hy is nie stil nie, hy is nie afwesig nie, hy is besig om op te daag, in Jesus se naam. Ek glo dit het vandag vir jou betekenis gebring, bietjie perspektief, motivering. In die volgende week gaan ek daarop uitbrei elke dag, en glo dat dit jou ook gaan vat van hier na daar, en ook besef hoe belangrik dit is om God die hoof te maak van ons besigheid in elke faset. Vir my, Pastor Stef, altyd lekker om saam met u te kuier. Gaan volg my en word deel van ons aanlyn kerkbediening in die aande tussen 8 en 9, Pastor Stef Ministries. Maar altyd lekker om saam met jou te kuier. Hou vas, ek sien hoe daai nette gevul word, selfs in hierdie oomblik, in Jesus se naam. God bless.